skriflesing vir oggend is Ester 4 vers 14. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Hier eindig die skriflesing. Wie 'n kind van die Here is, luister as die Here met ons praat en doen wat hy van ons vra. Broers en susters, goeiemôre. Die verhaal van Ester begin by 'n partytjie. Dis 'n goeie plek om 'n storie te begin. Koning Ahasveros het die hele Susan genooi om in sy paleistuin te kom kuier. En op die spyskaart was daar wyn, soveel as wat jy kan drink. 'n Openbare partytjie. En daar was hard gekuier deur die manne. Op die 7de dag, toe die koning goed gewyn is, het hy sy 7 paleisbeamptes geroep en hy het hulle beveel om vir koningin Vashti te gaan haal, sodat hy vir die mense kon wys hoe mooi sy vrou is. En toe Ahasveros haar laat roep, was Vashti glad nie beïndruk deur haar man se dronkpraatjies nie. Sy weier om na hom toe te kom. En haar optrede slaan sy voete onder hom uit. Onthou, dis 'n tyd toe 'n vrou nie veel meer as 'n bediende en 'n ma vir kinders was nie. Vrouens het nie gepraat nie. Wat wou nog teepraat? Hulle het gedoen soos wat hulle voorgesê is om gedoen en nou weier sy eenvoudig om te doen wat haar man van haar vra. Dis ongehoord. Hierdie optrede van Vashti laat 'n groot dilemma vir Ahasveros in sy koninkryk. As die ander vrouens nou hoor wat sy gedoen het, sal hulle dit dalk ook waag om teen hulle mans in opstand te kom. Dit kan huise en huwelike vernietig. En daarom moes hy teen haar optree en hulle jaag vir Vashti weg, want die wet sê, elke man moet baas wees in sy eie huis en moet optree volgens die gebruik van sy volk. Vashti moet vervang word. En om dit te kan doen, hou hulle 'n modelkompetisie om die nuwe koningin aan te wys. Die mooiste vroue word na die paleis gebring en vir 'n hele jaar lank kry hulle skoonheidsbehandelings en gaan op dieete. En een van die inskrywings is 'n Joodse meisie met 'n skuilnaam. En as iemand agterkom dat sy 'n Jood is, dan sê nie 'n kans nie. Want die koning en sy mense hou nie van Jode nie. Hulle is ballinge, indringers in Babylonië. Haar Joodse ouers is dood en haar oom Mordegai het haar groot gemaak. En na 'n jaar in die spa wen Ester loshande en word sy die nuwe koningin. En as die verhaal hier geëindig het, dan was dit goed so, maar hierdie storie het 'n kinkel. Daar moet mos maar altyd iemand wees wat die partytjie kom bederf. En hierdie ou was 'n man met die naam van Haman. Hy was een van die koning se vertrouelinge. Die koning het baie van hom gehou en hom bevorder as die hoofman oor al die amptenare. En deel van hierdie bevorderingspakket was dat die hele wêreld voor hom moes buig. Mordegai, dis nou Ester se peetpa, het so nou en dan kom inloer in die paleis, net om te kyk hoe dit met haar gaan. En hy het sy voet dwars neergesit, hy buig voor niemand nie. En elke keer as die mense voor Haman buig, dan bly Mordegai staan. En dit het Haman se bloeddruk natuurlik laat kook, en wat dit erger gemaak het, is die feit dat Haman later uitvind, Mordegai is 'n Jood. En Haman se strategie was heel eenvoudig, hang hom op aan 'n hoë galg. Hulle sê hy was 23 meter hoog. En nou gaan hy verder. Hy gaan na die koning toe en vra dat die koning hom sal ondersteun, dat al die Jode doodgemaak sal word. Briewe is met boodskappers gestuur na al die provinsies van die koning, met die opdrag dat al die Jode voor die voet uitgeroei moes word. Klein, groot, kind, vrou. En dit moes plaasvind op 'n bepaalde dag, die 13de van die 12de maand. En die storie versprei soos 'n veldbrand oor die hele land,
En al hoop wat die Jode het, is dat die koning hierdie bevel sou omkeer. En die enigste manier hoe hulle kontak met die koning kan hê, is deur Ester. Sy moet gaan smeek om genade. En natuurlik is dit nie 'n maklike ding om te doen nie. Vasti is weggejaag, onthou, toe sy nie die paleisprotokol wou volg nie. En in haar vrees en vertwyfeling stuur haar peetpa Mordegai vir haar hierdie boodskap. En hierdie boodskap is ook ons boodskap vir vandag. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Het jy al gewonder hoekom is jy hier? Het jy al gewonder hoekom is jy vandag waar jy is? Het jy al gewonder of daar nie dalk 'n groter rede is nie, 'n goddelike rede? Mordegai het Ester laat wonder oor die doel van haar lewe. Hoe gebeur dit dat 'n weeskind in 'n paleis eindig as koningin? Hoe gebeur dit dat hierdie weeskind inspraak kan hê om in 'n tyd van nood haar volk te red? Ester, is jy nie dalk op die regte tyd, op die regte plek geplaas nie? Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Partykeer dink ons glad nie genoeg oor die plek en tyd waar ons in ons lewe is nie. En ander kere wonder ons weer hoekom ons onsself hier bevind. Ons beland partykeer op plekke waar ons nie graag wil wees nie. Hoekom moet ek soontoe gaan? Of hoekom moet ek hier bly? Hoekom moet ek hier werk? Hoekom het my pad vandag met hierdie ou gekruis? Hoekom moet ek hierdie situasie hanteer? En net soos Ester moet ons partykeer goed doen waarvoor ons liewer 'n verskoning wou uitdink. Mordegai spreek nie vir Ester aan nie. Hy los haar net met hierdie vraag. Hoekom is jy hier? Is dit toevallig? Of moet jy dalk die hand van die Here raak sien? Hoekom is jy hier? Is dit alles net toevallig? Of moet ek en jy die hand van die Here raak sien? Vir die tyd en die plek waar jy jou nou bevind. Ons almal wonder oor die sin en die betekenis van ons lewens. Dalk nou in hierdie deurmekaar tyd nog meer. Ons wil almal doelgerig lewe, ons wil voel ons beteken iets. Maar die lewe kry net betekenis as die oomblik vir jou saak maak. As jy glo dat die Here jou op 'n tyd en 'n plek neersit om sy koninkryk te dien. Dat jy die regte persoon op die regte plek op die regte tyd is. Toe Ester besef daar is 'n rede waarom sy is waar sy is, het sy die moed en die oortuiging om te doen wat sy moes. En sy red haar volksgenote se lewe toe sy mooi met die koning praat. Nou ons gaan dalk nie ons volk red nie. Jy gaan dalk nie die 7 uur nuus haal nie, of môre se koerant nie. Wat egter sin en betekenis en 'n roeping in jou lewe gaan bring, is as jy gaan dink oor die vraag wat die Here ook vandag vir jou kom vra. Is jy nie dalk juis hier geplaas sodat jy die regte persoon op die regte tyd, die regte plek is nie? Is daar miskien 'n goddelike rede waarom jy vandag 'n Christen in Suid-Afrika is in hierdie deurmekaar tyd? Is daar 'n goddelike rede waarom jy werk, waar jy werk, waarom jy in die familie en vriendekring is waar jy is?
Mag Mordegai se vraag jou so 'n bietjie bly pla. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy is waar jy nou is. Amen. Kom laat ons saam bid. Here, baie dankie dat U Mordegai se vraag aan Ester ook in ons midde kom plaas het vanoggend. Baie dankie dat ons kan nadink of dit nie dalk met die oog op 'n tyd soos hierdie is dat ons is waar ons is nie, dat U ons dalk hier geplaas het met 'n doel. Help ons daarom om 'n bietjie rond te kyk oor hoe ons U koninkryk kan dien. Amen. Mag Mordegai se vraag jou so 'n bietjie in hierdie week kielie. Totsiens. Hier ons dink aan Afrika, land van helder son, soveel mense wat hier woon, wag op God se woord, mense smagtend in hul nood, na die God van hoop, oor ons smeek gebede hier. Vader wat regeer, bring die liefde van ons hier, na die mense wat hier woon. Sien Afrika, laat ons saam in vrede woon. Hier ons bid vir Afrika, waar U ook regeer, raak die harde harte aan, om tot U te keer. Laat die koninkryk hier kom en U wil geskied. Hoor ons pleit vir Afrika. Vader, as ons vra, bring die liefde van ons hier, na die mense wat hier woon. Sien Afrika, laat ons saam in vrede woon. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees en bly, nou en vir altyd. Amen.